Goeiedag en baie welkom. As ek begin, dan groet ek in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons koning, ons verlosser, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, die Here Jesus Christus en sy kosbare Heilige Gees. Amen. Prys die Here. Dit is die dag wat die Here gemaak het, dit is die uur wat die Here gemaak het, dat ons met hom kan verkeer. Prys die Here daarvoor. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom in die wonderlike naam van Jesus na U toe vanoggend. Ons dankie, ons loof U en ons prys U, Here, vir so baie. Here, dat ons vanoggend in hierdie uur, Here, kan wakker wees, kan luister en met mekaar en met U kan verkeer. Here, in 'n week waar dit storms was, Here, reënstorms, sneeustorms, allerhande storms, Here, wat die wêreld omgekeer het, en U het ons beskerm. Ja, ons het baie berigte gesien, Here, van skade wat deur strome veroorsaak is, Here, maar geen berig gekry van mense, Here, wat omgekom het nie. Dankie dat U eerste oor ons die mens eerste besorgd is. Dankie, Here, vir U beskerming. Here, ons bid in hierdie dae, Here, wat dit ysig is, wat dit koud is vandag, Here, wat dit water is. Ons bid, Here, vir U goeie guns deur hierdie chaos. Wees ons genadig. Dit is U genade is genoeg vir ons. Ons bid vir hulle en wat siek is vanoggend, Here, wat kwale het, Here, wat pyne het. Ons bid, Here, wees ons genadig. Here, wees ons net genadig. Strek U hand uit in hierdie uur en raak ons aan in Jesus naam. Ons bid, Here, ek dra almal aan U op, Here, dit is my onmoontlik om te weet wat almal se probleme is, maar U weet wie elkeen van ons is, en ek dra elke een wat ingeskakel is, Here, dra ek aan U op. Wees ons genadig. U sê self in die woord, Here, U genade is vir ons genoeg. Laat ons hierdie genade wat genoeg is, ervaar in krag in Jesus naam. Here, dankie. Seën hulle wat getrou is aan U, Here, in hulle tiendes en hulle offers. Here, seën elke een ooreenkomstig U woord en U wil vir hulle, en maak elkeen se pad gelyk in U en met U, en spreek met ons in hierdie oggend. Here, ek bid dat U myself sal lei, dat U self hierdie boodskap sal bring, Here, in U eie woorde. Dan hoef ek nie vanoggend bekommerd te wees oor, Here, wat moet ek sê, wat kan ek vergeet nie. Nee, Here, daar is niks om te vergeet nie, want U gaan self praat. Kom aan die woord en spreek vanoggend in Jesus naam. Amen. Amen en amen en prys die Here. Dit is, dis vandag, is dit ook deur die mens uitgedink, die dag met die naam van Moedersdag, wat vir my eintlik so 'n stupide dag is, want, hoe gaan iemand sê, hoe kan dit 'n stupide dag wees?
Want dit is een dag in 'n jaar wat moeders uitgeneem word vir 'n ete, 'n persentjie kry en allerhande goed. Here, dankie vir moeders, wil ek vanoggend sê in hierdie dag. Dankie vir moeders, moeders van u af, Here. Vrouens wat op u staat maak. Here, dankie vir moeders wat hulle kinders na die Here toe lei. Want Here, ongelukkig het dit so geword op hierdie aarde. Dit is 'n ma-afdeling, waar dit 'n pa-afdeling moet wees eintlik. Dankie vir moeders. Maar het jy geweet, iets anderster omtrent moeders. Die woord mom, mom, M-O-M. As jy hom omdraai, onderste bo gooi, dan is daai M, draai hom om, dan word hy 'n W, en dan die ander ene 'n B, O wat omdraai bly 'n O, en nog 'n M daai kant, draai hom om, dan is dit 'n wa, dan is dit 'n wow. Jy is nie net 'n ma nie, jy is 'n wow. 'n vrou van, vir alles jy 'n vrou van God is, 'n ma van God is, dan is jy 'n wow ma. Dankie Here vir wow ma's ook. En ek kan net, ek kan nou nie weer dink of ek dit gesê het of nie, verskoon maar daardie, as ek iets dalk nou dubbel sê, maar ek wil vanoggend dankie sê. Dankie vir ma's, Here, dankie vir ma's wat van u is, goddelike ma's. Dankie Here dat hulle ons altyd liefhet. Ma's het hulle kinders altyd lief. Pa's kan anders te raak met kinders, maar die ma is die een wat die trane huil die meeste, wat in die geheim huil, wat die lief het. Here, dankie. Dankie vir ma's. Ek wil namens alle kinders vanoggend vir hulle ma sê, vergun my dit, om dit te sê. Dankie ma, dat jy my altyd lief het. En altyd geduld het met my. Nou is niemand wat soveel geduld het met iemand soos 'n ma met 'n kind nie. Dit is feite. Ek wens jou vandag 'n godgeseënde, gelukkige dag toe. Dankie ma. Dankie Here vir 'n ma soos my ma. Amen. Daar sê, nou die ma's wat eintlik gereeld vir julle gesê moet word, is nou gesê, en kom ons kan aangaan. Prys die Here. Halleluja. Ekskuus. Julle het ek begin met 'n seëngroet. Ja, ek het net. Jessie. Die gedagtes wil nie lekker saamkom nie, maar ja, kom ons gaan aan. Vandag begin ons en die Here gee vir ons 'n interessante skrif vanoggend. En ja, ek is eerlik en dit kan vir jou snaaks klink, maar jy sal by die tyd weet, ek is nie gepla oor wat
voorskrifte sê, of wat die kalender sê nie. So is dit ook wat vanoggend op die Christen kalender is ons nou nog baie ver van Pinkster af. Maar die Here wil vandag, hy wil nie wag vir 'n paar weke nog nie. Hy wil vanoggend met ons spreek uit Handelinge hoofstuk 2. En ek gaan daarso, is ook iets wat ek nie baie doen nie. Ek lees ook nie lang tekste uit die Bybel uit nie, maar vanoggend gaan ek dit doen, want die Here wil hier uitpraat vanoggend. Handelinge hoofstuk 2. Dit begin vers 1. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. 2. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind. En dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. 3. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elke een van hulle gekom het. 4. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Ek wil net noem daarso, kyk wat staan daarso. Hulle het met ander tale gepraat. Die oorspronklike sê 'n taal anders as hulle eie, maar wat 'n taal is, nie vreemde tale soos geluide nie. 4. Nee, ons is by 4. 5. Daar het godsdienstige Jode uit die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. 6. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom, en omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal, nee, dit is werklike tale, in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. 7. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. 8. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moeders taal? Ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Amen. Kom ons spring dan, ons gaan na vers 12 toe. Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? 13. Maar party het gespot en gesê, hulle is dronk. 14. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Jode en julle almal wat in Jerusalem woon. Ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. Vers 15 sê hy, hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar 9 uur in die môre. 16. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. 17. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. 18. Ja, op my dienaars
en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort en hulle sal as profete optree. Vers 21, kom ons gaan gou na 21 so 'n bietjie aan. So sal dit dan wees. Elkeen wat in die naam van die Here aanroep, sal gered word. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Here, dit staan ons. Amen daarop. Ek wil net iets noem ook in Romeine hoofstuk 8. In Romeine hoofstuk 8 verse 14, ek dink tot 17 staan daar ook geskrywe die volgende. Want as die Heilige Gees mense se lewens regeer, dan is hulle kinders van God. Net as die Heilige Gees mense se lewens regeer, daar staan dit, is hulle kinders van God. Nie mense wat die Bybel ken of seker goedjies sê of wat godsdienstig is nie, as die Heilige Gees hulle lewens regeer. Vers 15. God het vir julle die Heilige Gees gegee. Daarom is julle nie so slawe nie. Julle moenie bang wees vir God nie. Nee, God het julle aangeneem. Julle is nou sy kinders. En die Heilige Gees help ons om vir God te sê, Vader. Sonder die Heilige Gees is dit nie eintlik moontlik om vir God die Vader te sê, Vader nie. Daar staan dit. Vers 16. Ja, die Heilige Gees help ons om baie seker te weet dat ons God se kinders is. 17. Ons is God se kinders en daarom, hoor hier, ons is God se kinders, ek en jy, ons is God se kinders, ons wat die Here aangeneem het as ons persoonlike verlosser en saligmaker. Ons is God se kinders en daarom sal God ook vir ons gee wat hy vir ons beloof het. Ja, ons sal saam met Christus alles kry wat God gee. Amen. Amen en amen. Nou, elke mens, elke een van ons wat vandag luister, wat ingeskakel is, maar nie ingeskakel is, elke mens het seker een of ander tyd in sy lewe 'n legkaart. 'n mooi Afrikaanse woord vir legkaart is 'n puzzle. Hierdie ding, 'n puzzle gebou. Net om, soos wat ek hier op hierdie foto het, op die einde te kom, die hele prentjie is klaar en daar is een blokkie gone, weg. Wow. Nou het jy agtergekom, as jy mooi dink, terugdink, as jy dink aan, miskien nou die dag, selfs net een stukkie weg, missing, laat 'n mens nooit die prentjie regtig sien nie. Al wat die eerste sien is, hoi, daar's 'n blokkie weg. Eerste ding, dis al wat jou aandag trek, dis al waarop jy fokus. Wow. Nou, almal van ons het seker al so 'n puzzle gebou en dan is daar so 'n blokkie weg. Eerste is jy gewoon ongelukkig, soveel ure, 1000 stukke, 2000 stukke later en soveel dae en hier is 'n blokkie weg. Dit is so groot teleurstelling wat oor 'n mens kom. En weet jy, selfs daai een blokkie wat weg is, daai een blokkie, missing, laat 'n mens altyd maar dink
dat die legkaart is nie reg nie. Al is dit hoe mooi, as daar 'n blokkie weg is, dan kan jy nie tevredenheid kry oor hierdie legkaart nie. Iets is nie reg nie. Iets kom kort. Die prentjie is nie klaar nie. Al wat ek sien is die gat. En so is dit. Dis nie dat in hierdie prentjie van ons, daar is die gat. En daar lê die een wat daar moet inpas. Is daar 'n gat in jou lewe, omdat daar nie 'n prentjie is nie, omdat dit nie bedoel is vir die prentjie nie, of omdat die prentjie jy nog een kant staan. En ek bly stil sodat jy net kan dink. Want baie mense het die idee, en 'n mens hoor dit so baie, ek is nie gebore om gered te word en om hemel toe te gaan of sulke goed nie. Is dit waar? Is dit jou lewe? Die lewe waarin jy is dit die prentjie, of is dit eerder die prentjie, die waarheid? Ek staan maar nog net weg, ek staan nog net een kant, buite. Nou vandag laat die Here ons stil staan by die prentjie van die legkaart stukkie van redding. Die blokkie van redding. Eerstens herinner dit ons as kinders van die Here dat ons nie die hele prentjie is nie. Die prentjie wat saak maak is die kunswerk wat God maak deur Jesus en die Heilige Gees. En ek skiet tekort daarin. En met die prentjie bedoel ons God se groot plan met ons wêreld. Die Here is in alles. Die hele wêreld lyk de mekaar, val uit mekaar uit, lyk so. Dit is hoe die wêreld lyk. Nie net met een gaatjie, meer as een gaatjie, maar dit is ons, waarin ons kom in die lewenssituasies, waarin ons beweeg, lyk so. Ek het gesê, die prentjie wat saak maak, is die kunswerk wat God maak deur Jesus en die Heilige Gees. Dit is die prentjie wat saak maak. En Here, hierdie prentjie, wat is hierdie prentjie? Dit is God se groot plan met hierdie wêreld. Sy groot doelwit wat hy met alles wat hy gemaak het, en natuurlik met ons as sy kinders. En ons moet eers begin by die groot prentjie. Wat is die groot prentjie? Waar kry jy die groot prentjie? Die prentjie op die puzzle se boks. Daar gesien, is dit nie maar so nie, as jy hierdie, wat is puzzle nou weer in Afrikaans? Legkaart. As jy die legkaart uitgooi, as jy hom so uitgooi, en gooi hom so uit, dan val dit so op 'n hoop. En eerste, wat doen jy? Heel eerste staan jy die boksie, haal jy hom so, dat uit so 'n randjie wat daar is, wat staan hy op die randjie, en dan kyk hy. En dan het jy hom hier. En dan begin jy, eerste mos lyntjies, die buitelyn probeer jy uitsort, en
Jy het altyd die boks op die prentjie voor jou. Hoekom? Want sonder die prentjie op die boks kan 'n mens net nie die legkaart bou nie. Selfs al werk jy op die rand, ek soek nou net alles wat lyn is. Nee, ek moet sien, wat is hier waar ek nou moet kom? Soek dit. Nou, die Bybel teken vir ons hierdie prentjie en kom ek sê, op verskillende maniere. Jesus self, wie hy is en wat hy gedoen het, is natuurlik die belangrikste prentjie as ons God en sy plan wil verstaan. In Jesus sien ons God wil die wêreld nuut maak, 'n nuwe prentjie gee. Die prentjie wat hy vir ons in sy woord skets. Ek wens ek kan net bietjie rigting in my lewe kry, as ek weet wat is die volgende wat ons moet doen, watter rigting ons moet gaan. Weet jy, kry jou boks van jou lewe, die prentjie, waarheen jy moet werk. Waar is daai boks? Waar is hy? Hy is toe net so dik en omtrent so groot. Sy naam is die Bybel. Dit is 'n groot prentjie vir ons om neer te sit, om te kyk. Here, wat is die volgende blokkie? In Jesus sien ons God wil die wêreld nuut maak. In Jesus sien ons God wil mense heel maak en vry maak deur hulle lief te hê, deur hulle te vergewe. Here, dit is dalk die groot blokkie wat mis in my lewe. My lewe voel so, daar's 'n gat in my lewe, iets is missing, 'n blokkie, die blokkie wat sê vergifnis, nuut maak. Dit is al blokkie wat jy kort in jou lewe vandag. Wow. Dankie Here vir hierdie voorbeeld wat U vir ons gee. U wil vir my lief hê. U wil my vergewe. U wil my aanraak. U wil by my kuier en saam met my eet. U wil vir my vertel van die Vader. U soek 'n gesprek met my. Dit is wat hier kort. 'n verhouding, 'n lewende verhouding, Here, in daai blokkie. Dit is dit. Dit is wat kort. Kontak met U. Amen. Ja. Nou, ek wil sê, nog so weergawe van die prentjie van God se groot plan kry ons in die Pinkster storie wat ons gelees het. En hierdie prentjie is die regstelling van iets wat al lank terug verkeerd geloop het. Kom ons onthou gou eers van die lelike prentjie. In Genesis 11 kry ons die storie van die toring van Babel. Amen. Die Bybel vertel vir ons dat die mense op daardie stadium almal nog net een taal gepraat het. Ons sien hoe die mense op daardie stadium van die wêreld se bestaan gedink het, hulle is die hele prentjie.
Hulle is die prentjie sonder God. Hulle wou 'n toring bou wat tot in die hemel strek. Hulle wou net soos God wees. Vir hulle self naam maak. Ja. En toe kom God en God onderbreek hulle projek. Die Here laat 'n paar blokkies wegraak daarso. En wat gebeur? En 'n paar blokkies wat die Here net kom verander is, hy maak dat hulle verskillende tale begin praat, sodat hulle mekaar nie verstaan nie. En mense het toe oor die aarde geskatter, versprei. En die verskille het gemaak dat hulle nie oor die weg kon kom nie. En dat hulle begin beklei. Nou kyk, dit is waar dit begin het. Dis waar die boks verkeerd geloop het, die prentjie op die boks verkeerd geloop het. Kom ons fast forward gou. Weer tot by die Pinksterdag, waar daar weer tale ter sprake is. Daar is mense uit al die nasies. Wow, daar staan dit in die woord, ons het dit gelees. Al die volke van die wêreld is daar in Jerusalem bymekaar, wat deel maak van God se prentjie. Jy het die verkeerde prentjie as jy dink, Here, die prentjie op die boks is net ek, net Suid-Afrikaners, net hierdie, net dit. Nee. Wow. Al die tale en nasies is in Jerusalem bymekaar en maak deel van God se prentjie. En wat gebeur? En hulle hoor elkeen hulle eie taal. Baie belangrik, God maak nie almal dieselfde nie. Ons almal bly verskillend, maar groot M-A-A-R, hoofletters, maar ons word almal saamgebring in sy plan, daar in Jerusalem op Pinksterdag. Wat ons gebreek het, maak God weer heel daar op Pinksterdag. Die lelike prentjie word weer mooi. Ons word almal deel van sy kunswerk, 'n stukkie in sy legkaart. 'n stukkie, 'n blokkie, daar elkeen 'n blokkie in sy legkaart. En dit bring ons by die heel belangrikste punt van die uitstorting van die Here se Gees. Almal wat in Jesus glo, is God se kind. Elke een wat in Jesus glo, is God se kind en ontvang die Heilige Gees. Niemand word oorgeslaan of uitgelaat nie. Dit beteken ook, maak nie saak hoe jou legkaart stukkie lyk nie, wat die een jy is nie. Niemand is belangriker as iemand anders nie. Sonder jou blokkie gaan die prent onvolledig wees. Gaan daar 'n gat wees. Almal moet daar wees om die legkaart te voltooi. Seuns en dogters, jonk en oud, almal moet daar wees om die legkaart te voltooi. Dit is my altyd so hartseer as jy sien dat iemand word geklas te jonk vir 'n plek hier in die liggaam van Christus of
te oud, dankie, hulle nou uitgewerk word. Nee, daar is ou prentjie, daar is ons iets wat oud lyk op die prentjie, daar is ons iets wat nie lyk op die prentjie, daar is ons iets wat onbekend lyk op die prentjie. Nou, daar is nog een prentjie wat van hoe God werk en van sy plan wat ek gou met jou wil deel. In Johannes 6. In Johannes 6 kry ons die storie van Jesus wat vir die skare kos gee. Kyk hierdie prentjie. Op 'n stadium vertel Andreas vir Jesus van die seentjie met die 5 brode en die 2 visse. En dan sê hy, maar wat is dit vir so baie mense? Maar wat is dit? So donk ons ook baie keer oor dit wat ons het, oor dit wat ons het om te gee. Of baie keer sê mense dit vir ons. Wat is dit nou? Is dit nie? Of wie is ek nou? Wie is jy nou? Jy is maar net 'n kind. Wie is jy? Wie is jy? Wie is jy nou daar waar jy sit, daar waar jy luister? Wie is jy nou? Jy is dalk oud. Jy is gestrem. Jy is arm. O, wat 'n naam ook al ons mekaar ook al noem. Wat is dit nou wat jy het om te bring? Is dit nie 'n algemene manier van praat van ons nie? Want eerstens, niemand het die reg om vir jou te sê, jy maak nie saak nie, of jy het niks om te gee nie. Romeine 8 sê, almal wat hulle deur die Gees van God laat lei is, wie? Kinders van God. Nie almal wat jonk is, of almal wat oud is nie, almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Nie, die Here praat nooit van ou mense of kinders of sulke goed nie. By hom is almal van ons is kinders, oud en jonk. En dit is almal wat in Jesus glo. Dit is hulle, kinders van God. En omdat dit vir ons so onwerklik is om te glo, dat ons regtig kinders van God is, stuur God sy Gees tot in ons harte, om dat aan ons binnekant te kom fluister, sodat ons dit kan ervaar. In ons roep hy uit, Abba Vader. Ons lees dit in die Bybel, maar dit is wat gebeur. Ons weet nie wat ons regtig lees nie. In ons roep hy uit, Abba Vader. Wow. Dit beteken, ons is nie God se slawe nie. Baie mense, dit is die ding van godsdienst. Mense raak slawe. Die Here praat nie van godsdienst nie. Dit beteken, God is nie ons baas. Kry daai prentjie uit jou kop uit vanoggend in die naam van Jesus. God is nie ons baas wat ons net wil gebruik om vir hom te werk nie. Hy is ons goeie hemelse Vader, ons goeie hemelse Pa, wat ons lief het, soos niemand jou kan lief hê nie. Ons hoef nie vir hom bang te wees nie.
hierdie vrees. Hier kom die baas, hier, dan begin almal ons reg te spring en reg te sin en kyk dat alles netjies is of wat. Nee, ons hoef nie daai bang vir hom te wees nie. Ons deel in al die voorregte wat die kind van 'n koning het. Koning se kind is nooit, die koning is nooit eintlik sy koning nie, hy's sy pa. Die koning het al die seggenskap, maar die kind, die hele land is bang vir die koning, behalwe sy kinders. Wow, prys die Here. Ons verteenwoordig nou vir hom in die wêreld. Here, ons verteenwoordig U in die wêreld. Jy raak deel van sy plan, van, wil ek sê, sy prentjie word jy deel. En in daardie prentjie is elke stukkie is in hierdie legkaart belangrik. Elke liewe een moet daar wees, anders is die prentjie onvolledig, onvoltooid. Daarom moet ons leer om mooi te luister na ons Vader se stem. Waar is die wat deur die Heilige Gees in ons harte praat? Mense lees van die Here en hoor nooit sy stem nie. Want daar is ook ons eie stem in ons gedagtes wat sê, wat is dit nou? Wat kan jy nou bring? Here, dit is belangrik dat ek U stem hoor en nie my eie stem nie. My eie stem sê vir my altyd, jou eie stem, jou eie gedagtes gaan jou nooit oortuig dat jy is in staat tot enige iets nie. Maar hierdie stemme wat ons praat nie die waarheid nie. Maar God praat altyd die waarheid. En as jy mooi luister en mooi kyk, sal jy sien hoe die Here jou wys op jou unieke persoonlikheid. Regtig, ja, jou unieke persoonlikheid wat jy voel en dink, jou talente en gawes waarin jy goed is en waarvan jy hou. Die lesse wat jy leer, die mense wat jy ken, die dinge wat jy het, sommer alles wat jou die unieke mens maak wat jy is. Mense kan sê, daai een is 'n ou dit of hy's 'n ou dat, en dit is hoe mense praat. Maar weet jy, hy is 'n unieke dit en dat. Niemand anderster is dit wat jy hom noem nie. Amen. En jy sal raak sien dat jy 'n unieke geskenk van God aan hierdie wêreld is. Dit is ons probleem as kinders van die Here. Here, ons sien ons nie as 'n geskenk aan die wêreld nie. Ons sien ons maar net as nog 'n siel wat hier rondval op die wêreld. Ons sien nie dat hy jou bedoel het en dat jy hier is vir 'n rede. Ons sien dit nie. En dat jy 'n legkaartstukkie is in sy groot kunswerk, in sy groot en wonderlike plan om hierdie wêreld nuut te maak. Hoeveel mense, hoeveel van jy wat nou hier na luister, het al ooit daaraan gedink, met oortuiging, Here, ek is 'n geskenk van U
om in hierdie wêreld nuut te maak. Nee, wat dink ons eerder? Nee, ek moet net vasbyt en aanhou en ek sien geen nik van my verder nie, net om deur hierdie dag te kom. Jy moet jou legkaartstukkie net bring. Jy moet hom bring dat die prentjie volledig kan raak. En dit kan op verskillende maniere gebeur. Jy sou soos die seentjie met die broodjie en die visies jy moet soos hy kan wees en die kans moet vat en sê, ek het die. Dis nie veel nie, maar dis is wat ek het. Jy sal moet opstaan. En wat jy het, sal jy moet gee. Jy sal moet opstaan met wat jy het, moet gee om in te pas. Sonder daai seentjie moet nooit hierdie prentjie van die seentjie vergeet nie. Sonder daai seentjie, dink daaraan, sou 'n skare van meer as 15.000 mense honger gely het. En wat was almal se opinie? Wat kan ons doen met dit? Wat kan ons doen met dit? Sonder daai seentjie. Sonder sy deeltjie van die puzzle was daai dag se gebeure van die 15.000 mense het dit so gelyk en daai sou die hongerkol gewees het. As jy jouself nie bring nie, as jou legkaartstukkie wegraak, is daar 'n gat in God se kunswerk. Onthou dit. Jy het nog geen idee hoe baie Jesus met jou kan doen nie. Jy het nie die idee nie. Bring jou lewe, jou blokkie. Tel vandag jou blokkie op, die Here gee jou die geleentheid. Here, soos daai mense daar op Pinksterdag, 12 van hulle, maar hulle het met die hele wêreld gepraat, elkeen in sy eie taal, een seentjie, paar visies, paar broodjies, nie genoeg vir 3 van ons nie, het dit gelyk. U het daai broodjies en visies gevat, het daar ingesit en die prentjie volledig gemaak. Jy het nog nie 'n idee nie. Ek het nog nie 'n idee wat die Here met ons kan doen nie. Ja, Here, ons het baie dit en baie bekommernisse en baie pyne en baie, die beste Afrikaanse woord om dit alles op te som, baie worries. Maar Here, hier kom ek met my prentjie vol worries, my blokkie, kom sit my in, waar ek pas, ek moet net bereid wees. En dit is waar ons vanoggend staan. Here, gelukkig hoef ek nie die blokkie te gaan maak nie. Die blokkie is daar, ek moet hom net kry en hom insit. Dit is waar jy staan vanoggend. Jy hoef niks te gaan maak nie. Die Here het hierdie blokkie, 'n blokkie van redding, 'n blokkie van sy geesvervulling in jou. Jy moet net die blokkie optel en inpas, Here, in u prentjie in. En ons gaan verbaas wees, hoe lyk die volledige prentjie? Dit is wat die Here jou vanoggend het.
en jou die geleentheid gee om jou prentjie vanoggend, jou blokkie op te tel en te kom inpas vanoggend. Moet dit nie verby laat gaan nie. Dit is jou keuse, maar die Here gee jou nou die geleentheid. Kom ons sluit die oë en ek gee jou ek gee nie 'n minuut gee nie. Die Here het gepraat, jy het geluister, jy weet. Het jy daar die begeerte in jou, haar die brandende opgewondenheid, die Here, kom vat my prentjie, ek bring my prentjie, ek weet nog nie hoe lyk my prentjie nie, of my blokkie nie, maar ek bring hom vanoggend. Wil jy of wil jy nie? Kom ons gaan dan aan, ek sal vooruit gaan, en jy kan my volg in kort gebed. Vader, ek kom in die wonderlike naam van Jesus na U vanoggend. Ekskuus. En ek buig voor U neer. Ek neem vanoggend my blokkie van my lewe wat deur U geskep is, wat ek nie eers weet hoe hy werklik lyk in U nie, maar ek neem vanoggend daardie blokkie van my lewe op en ek gee hom oor aan U. Sit my blokkie in U geheel beeld. Sit my in vanoggend, Here, dat ek in U totale vervulling kan kry van U redding en U genade. Dat ek daar vanoggend, Here, 'n nuwe, volledige prentjie kry in U. Here, dankie dat U my nou ontvang. Ek stof hierdie prentjie af, hy lê hier langs U beeld, Here, lê hy bietjie in die stof vanoggend, ek stof hom af, ek gee hom oor aan U, dat U hom afstof met U gees en met die bloed van Jesus. Was my blokkie, my lewe nou skoon, maak hom duidelik, dat hy sigbaar is waar hy inpas, en kom plaas myself in U geheel prent van U redding, hier op die aarde, as ook in die hemel. Dankie, Here, ek is vanoggend baie ernstig. Ek het U werklik nodig, ek het werklik nodig gehad om hierdie blokkie van my lewe te vind. Dankie dat ek hom vanoggend kon vind in U. Ontvang my, sit my nou in U beeld. Maak my toe met die bloed, omring my met die engele, bewaar my blokkie van my lewe, in Jesus naam. Amen. Amen en amen. En Here, dankie. Ek voel werklik soos 'n afgestofte nuwe blokkie, wat actually iewers te inpas in die Here se wil. Halleluja. Ek het niks anders meer nodig nie. Prys U heilige naam. Amen. Dankie, Here,
vir u genade. Dankie vir die woord vanoggend. Sjoe, dankie Here. Ek glo dit was die seën wat u wou gehad het dit moet wees vir baie vanoggend. Dit is dit, die Here is klaar. Ek gaan nie verder praat nie, maar dan gaan ek begin nonsens praat. Al wat ek vir jou kan gee is die seën van die Here. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Dis die shalom wat jy op die einde gaan hoor. Yerechocheta Adonai dishmarecha. Yair Adonai pawanelecha wechochonecha. Yesa Adonai pawanelecha weasemlecha shalom. Dit was net die Hebreëus vir die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai, jou genadig wees. En die Here sal vir jou omring en aan jou vrede gee. Amen. Tot volgende keer. Die Here se seën. Jy lê nie meer daar nie. Jy is vanoggend dat die Here jou daar insit. Bly daar. Jy is deel van 'n baie mooi geseënde heilige prentjie. Tot volgende keer.